wil hê terwyl jy sy naam uitspreek, dan moet jy iets in jou hart ervaar van die krag van die naam Jesus. 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 Nou wil ek hê jy moet vir jouself sê dat jou eie ore dit hoor. Jesus is my koning. Jesus is my koning. Dankie Jesus vir die naam. Dankie vir hierdie naam wat bo elke ander naam uitstaan. Die naam in wie ons oorwinning het. Die naam in wie ons genesing het. Die naam in wie ons verlossing het. Die naam deur wie ons leef. Jesus Christus. Amen. 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 Jy mag jou sitplek inneem as jy nog nie het nie. Welkom van my kant af ook. En ek wil saam met Alida vir julle sê high five vir jouself. Dat jy hier is. As 'n ouer kind is, dan jy nie 'n keuse nie, want jou pa en jou ma sê vir jou, klim in die kar. Ons gaan kerk toe. En snaaks genoeg, as jy nou klein is en jy's jonk en ons lekker Sondagskool, dan wil jy graag gaan, né? Maar as jy nou begin gemaklik raak en ouer raak, dan kom jy agter wat geloof is. Want geloof sê, wat ook al ek voel, ek moet dit sê, ontspan, bly stil wat jy voel, ek gaan kerk toe want ek wil. En baie keer lê die grootste seën wat ons het, binne in die oomblik wanneer ek iets doen, wanneer ek het eintlik nie wou doen nie, maar ek doen dit want ek besef, daar's lewe in. Amper soos wanneer jy in die oggend opstaan om werk toe te gaan. Al wat jy partykeer uit die bed uit kry, is die feit dat jy weet, o genade, as ek nie daar is, kry ek nie salaris. So jou plig, haal jou uit die bed uit. En baie keer is dit so met die Here. Die Here wil partykeer hê ons moet die eerste stap neem wanneer hy iets doen en dan doen hy die res daarna. Dan kom jy agter, okay, ek het hierdie ding gedoen, maar kyk nou net wat dit daar uitgekom. Ek het altyd so gelag, kan julle onthou toe ons nog jeugkampe gehad het? Oom Janie? Onthou oom die jeugkampe. As jy jeugkamp gehou het, aan die einde dan kom die kinders almal mos nou om te getuig. Toe ons getuig het. Julle weet, eintlik wou ek nie op die kamp gegaan het nie. Onthou julle daai een, gewoonlik. Ek wou eintlik nie op die kamp gegaan het nie. Maar ek is bly ek het gegaan. So ek wil vir jou sê, ek hoop regtig vanmôre as jy huis toe gaan, dat jy sê, ek was bly. Ek was bly ek het kerk toe gegaan. Want dit was warmer in die kerk as by die huis. Ons sê vanmôre, ons moet dalk dit ons advertensie maak en sê, kom kerk toe, dis warmer hier as by die huis. Maar dit is wonderlik om die Here te kan dien. Nou, dit wat alles hier by my lê vanmôre, is goed waarmee ons beskerm. En nou, ons gaan vanmôre 'n bietjie praat oor die geestesdimensie, soos julle daar kan sien. En dan sal julle sien, die klomp ouens wat daar staan, het ook almal goed aan om hulle te kan beskerm. Nou, vandag ken ons beskermingstoerusting nou nogal redelik goed. Want jy kan nie werk op die myn of op enige plek mee sonder om, wat om ons het, PPE te hê. Vir die mense wat nie by die myn werk nie, dis nie 'n vloekwoord nie.
Dis beskermingsklere. Right. So, hierdie paar handskoentjies van my is om my hande warm te hou. Dit beskerm my hande teen die koue. Hierdie lawwe ding wat julle hierso sien, pastoor het so mooi harde ene wat sy tablet so laat staan of sy iPad laat staan. Myne is nou net 'n bietjie sagter, maar hy keer dat hy krap en dat hy val en stamp teen goeters en as hy val dan sy darm 'n bietjie sagter, né? Ek dink elkeen van julle se fone het so covertjie oor, né? En wat sê goed wat jy die meeste beskerm? Wat jy die beste beskerm? Hoekom het jy assuransie? Is om seker te maak as hierdie ding seer kry of iets oorkom, dan moet jy hom darm kan vervang of regmaak of wat ook al die geval mag wees. Wie het al nie 'n ding geassureer? En dan verloor jy daai ding. En dan het jy redelike spyt na die tyd. My hand is eerste op. Been there, done that. Paar keer. En dan sien natuurlik 'n lelike overall. Maar weet julle hoekom is hy so lelik? Want ek moet hom dra wanneer ek sekere werk doen. Julle kan seker agterkom. My klere sou al 'n paar keer vol verf gewees het. En merke opgehad het. Maar dit beskerm jou klere. En dan natuurlik die panser teen die koue as jy daar buite kom. Hoekom sê ek al hierdie goed? My en jou lewe is so dat ons het beskerming nodig elke oomblik van elke dag. En een van die areas in ons lewens is ons denke. En dis hoekom ons 'n bietjie moet kyk na wat ons sien. Dit wat ons sien en wat ons dink, veroorsaak baie keer in ons lewe dat ons op 'n sekere manier leef. Nou een van die skrikwekkende goed om deesdae te sien is hoe dat mense die Here design volgens wat hy wil hê. Kom julle agter die lewe waarin ons leef? Jy kan alles maak soos wat jy dit wil hê. Jy kan dit customize. Maak jou rekenaar oop, dan kan jy hom customize. Wil jy donker tema hê of wil jy ligte tema hê? Hallo? As jy jou foon kry, dan is die eerste ding wat ons verander is, ek hou nie van hierdie agtergrond nie, ek wil hierdie een hê. Ek wil hê my lock screen met my vrou se gesig op hê, niemand anders tussen op hê. So ek maak hom vir my en ek pas hom vir my aan. Nou is dit so dat jou en my gedagtes is in 'n slagveld. Dis in 'n slagveld. Nou kom ons lees gou-gou Efesiërs 6 vers. Wel, dis nie net vers 10 nie, hierdie is meer as net vers 10, maar hierdie gedeelte kom uit Efesiërs 6 uit, wat sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, en daaroor gaan ons praat, teen die magte, teen die wêreldheersers, en duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Nou, ek dink as 'n ou dit vir die eerste keer in jou lewe lees, en jy dit nog nooit, dink vir jouself, as jy dit vir die eerste keer in jou lewe moes lees, sou jy gedink het, hierdie is 'n baie aardige ding wat hier staan. Want 'n worstelstryd in ons lewe vandag is 'n baie aardige woord. Want ons sou heel moontlik in ons Afrikaanse kultuur vandag gesê het, die fight wat jy het, of die stoei wat jy het, die beklei wat jy het, want hierdie worstelstryd, as jy dit gaan nalees, dan beteken worstelstryd soos twee manne wat besig is om kragte te meet en te stoei. As my seun hier was, dan sou ek moes sê, dis soos twee MMA fighters. Wie van julle het al gestoei in jou lewe? Manne, veral ons ouens, né? Ons het gestoei sommer net vir die lekkerte. Maar dan kom jy agter, daar's 'n punt wat hierdie is nou nie meer net speel nie. Jy kom agter, maar ons maak mekaar nou bietjie seer. Hallo? En wat gebeur gewoonlik as die ou jou seer maak? Wat ook al jy doen, gaan ek met rente vir jou terug. Hallo?
En dan doen 'n ou partykeer goed wat jy nie moet doen nie. Maar die feit van die saak is 2 rye is nie sommer maar net. Daar speel en dan staan 'n worstelstryd. Want hy sê, ons worstelstryd, hierdie beklei wat ons het, is nie teen vlees en bloed nie. Nou, ons ken vlees en bloed. Want vlees en bloed is, as jy my klap, klap ek jou terug. Dis hoe ons as vleeslike mense werk, nee. Hy sê, maar, ons beklei is teen owerhede en teen magte, teen wêreldheersers. Jo, dit klink, wêreldheersers. Dis groot. Van die duisternis van hierdie eeu. So dit klink so half, as ek die woord mag gebruik, satanies. Hulle? Want ons hoor geeste en ons hoor, Halloween. Dis wat ons hoor as jy dit lees, nee. Maar as jy dit binne hierdie konteks lees, dan begin Paulus, en ek hoop ek het die hele vers ook opgesit, of die hele gedeelte, want hy sê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. So hy sê, ek moet myself sterk maak. Maak jouself sterk. Toe julle kinders uit die huis uit gegaan het en toe jy 'n kind was, en dit is weer soos vandag, en jy besluit om jou kortbroek en jou t-shirt aan te trek en uit die huis uit te gaan, wat het mamma met jou gedoen? Kom hier so, ek kry koud, trek 'n trui aan. Hulle? So wat ma gesê het, is ma het gesê, jy gaan na die huis uit, ek weet jy gaan koud kry, so ek sê vir jou, trek vir jou iets warms aan. Nou sê God hierso, deur Paulus vir hulle, eindelik my broeders, word kragtig in die Here. So hy sê vir hulle, ouens, jy kan nie net uitgaan nie, sorg dat jy jouself gereed maak om uit te gaan. So eenvoudig soos dit. Want dan sê hy, trek die volle wapenrusting van God aan. Nou vir 'n myner sou jy gesê, trek jou hele PPE aan. Jy gaan nie sonder jou harde hoed en sonder jou baadjie en sonder jou staalpuntskoene onder in die myn in. Hoekom? Omdat ons mekaar se pret wil bederf. Nee. Jy sien, God weet en hy ken jou en my, hy ken die mag van die bose en hy weet presies hoe hy werk binne in jou en my lewe. En is vir daardie rede dat hy vir hom sê, hoor hierso, as jy uitgaan, trek jou volle wapenrusting aan sodat jy kan staande bly, sodat jy kan bly staan. En dan sê die woord ook op 'n ander plek, wanneer jy alles gedoen het om te staan, bly staan. Moenie opgee nie, moenie ophou nie. Staan vas. Hy sê, sodat jy kan staande bly, teen wie? Teen die duiwel. En dan sê hy, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte en die owerhede in die lig. En dan sê hy, vir hierdie rede, nou kom hy, dan sê hy, daarom neem die volle wapen, dit is interessant dat hy nie sê, wel, vat net so ietsie van die wapenrusting saam met jou. Kom jy daar agter? Volle, alles. Jy moet die hele wapenrusting saamneem. Hy sê, neem, sien, as ek stop, dan verloor ek my plek, dan moet ek myself eers daar kry. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, en nou hoor hierdie woorde, sodat julle weerstand kan bied, staan dan vas. En dan sê hy, julle lendene, met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid, en is belangrik dat julle hierdie goed sal sien. Onthou nou, Paulus gebruik die voorbeeld van 'n wapenrusting. Die voorbeeld kan ons net gou daai eerste skyfie terugsit van die soldate wat daar staan. Nou sê Dawid vir hulle moet hulle lendene met die waarheid omgord. Hy sê vir hulle moet die borswapen van geregtigheid neem. Hulle moet die helm van verlossing neem. En dan sê hy, en die swaard is die woord van die Here wat jy moet vat. En jou voete moet, hulle praat van die bereidheid, daar staan nie bereidwilligheid nie. Daai bereidheid, as jy gaan lees, sal jy mooi gaan, as jy nou dit gaan naslaan, dan kom jy agter, die bereidheid is preparedness, om voorbereid te wees, nie bereidwillig te wees nie, daar is 'n verskil tussen die twee goeders. So jy moet voorbereid wees.
Een van die frustrasies seker in die lewe. Het julle dit al agtergekom, as jy by 'n plek kom en jy kom agter, maar hierdie ouens het nie reg gemaak vir die ding. Dis darem 'n verskriklike frustrasie. Jy kom by 'n troue aan en jy hoor hierdie klankband sukkel met sy klank en hy weet nie waar sy liedjies is nie en jy kyk dan, ek sit daar en dan kry ek 'n bewerasie. Maar dan dink ek, wat het jy by die huis gedoen? Pleks, jy het net 'n halfuur gevat en gesorg dat jou goed uitgesorteer. Want ons weet, daar gaan iets gebeur. Jy sê mos nie vir iemand, maak jou reg, trek aan, as jy nie weet iets gaan gebeur nie. In 81 toe sneeu dit in Benoni, op die Oosrand. Nie baie sneeu nie, maar so 'n bietjie sneeu. Maar die oggend toe ons nou uit die huis uit gaan, ek en my boetie is een van daai, kom net uit die huis uit, ek wil gaan jol. En ek het ten minste daarom 'n trui. Ek weet nie vir welke rede het ek 'n trui aangehaal, maar toe ons moet huis toe loop, nou lê hierdie sneeu spierbit. Maar een het 'n trui aangehad en een het nie, want een het gedink, hierdie weer lyk bietjie aardig vanmôre. En soveel kere wanneer ons ook maar uit die huis uit gaan, dan dink ons, maar ek voel nou fyn, maar ons besef nie, maar jy weet nie wat die weer gaan doen nie. Nou, die Here sê vir ons, maak jou reg, maak jou gereed. Hoekom? Want daar is moeilikheid wat kom. Ek wil dit net weer sê, as jy dit nie geweet het nie, daar kom moeilikheid. Dan wil ek gou vra, wie het nog nooit moeilikheid gehad nie? Pas op net, dat jy nie jou hand opsteek nie, want as jy jou hand opsteek, dan gaan iemand langs jou dalk vir jou sê, nee, dis nie die waarheid nie. Jy sien, daar gaan moeilikheid kom. Jesus self sê, in hierdie wêreld sal julle stryd hê. En dan sê hy, hoe maak jy jouself gereed? Maar, skep moed. Ek het die wêreld oorwin. Dis wat Jesus sê. Maar wat hier vir my net so belangrik is let op die woord, hoekom moet ons die wapenrusting aantrek? Hy sê in die eerste plek, moet ons daai wapenrusting aantrek, sodat ek en jy kan weerstand bied. Maar wat my hier nogal opval, en ek het dit onlangs eers ontdek, is my baie interessant dat, wanneer jy hierdie wapenrusting aantrek, soos wat die Romeinse soldate dit aangetrek het, en Paulus gebruik die voorbeeld van die Romeinse soldate vir die doodeenvoudige rede, toe in hulle tyd was hulle beset deur die Romeinse soldate, so die ouens het 'n goeie verwysing gehad van hoe dit lyk. En dis hoekom hy hierdie as 'n voorbeeld gebruik. Die belangrike ding is, dit gaan nie oor wat is 'n skild en wat is 'n panser en wat is 'n swaard nie. Hierdie goeders help jou om te kan staan teen iets wat aankom. En wat ek hier vir jou wil sê is my interessant, ek sien nie hierso dat die woord hier sê, ek wil hê, jy moet gaan en jy moet die duiwel gaan aanval. Julle het dit al opgetel? Hy sê, ek wil hê, jy moet die wapenrusting aantrek, sodat jy kan weerstand. Jy sien, die vyand gaan jou aanval. Jy kan doen wat jy wil, dit gaan gebeur. En waar val hy jou aan? Val hy jou in die fisiese aan? Sien jy ons hier rondloop met 'n pansertjie? Hoekom het jy dit aan? Nee, die duiwel is op pad, ek gaan hom keer. Hallo? Nee. Waar beklei die vyand? Hierso. En dis hoekom die vraag vanmôre is, wat dink jy? Wat dink jy? Kom ons vra net vir mekaar, as ek iets dink, hoe gebeur dit dat ek dit dink? Wat veroorsaak dat ek dit dink?
Ken julle die rekenaarterm giga? Wat dink julle staan giga voor? Enigiemand? Giga staan vir garbage in, garbage out. So as jy 'n rekenaar gaan voer met 'n klomp gemors, dan gaan hy net vir jou gemors teruggee. So wat gebeur is, jy kan dit maar kyk met jou foon, jy kan dit kyk met jou rekenaar, jy kan dit kyk met jou kar. Wat 'n manne ry dieselbakkies? Kom ons julle skaam daaroor. Julle manne wat dieselbakkies ry. Wie het al by die pomp gestop en dan sê 'n baie vriendelike joggie wat vir jou petrol. Hallo? Nou weer 'n ou in die week gehad wat my vertel het dat dit hom oorgekom het. Die ou is baie behulpsaam, maar nie reg behulpsaam. So, die oomblik is daar fout met petrol? Nee, daar's nie fout met petrol nie, maar die petrol hoort nie by die diesel nie. Want diesel werk met kompressie, ek gaan nou maak asof ek slim is. Diesel werk met kompressie, nie met ontbranding. Maar die twee gaan nie saam nie. En dis wat ek vir jou wil sê, vanmôre die Here wil hê ek moet leer om sy woord in my hart te sit, sodat ek dink op sy manier. Dis wat gebeur in die geestesdimensie. In die geestesdimensie is die vyand baie slim en die tyd waarin ons leef, en sorry my preek is kind of anderste as wat dit hier op is. Maar dit sê dieselfde ding net op 'n ander manier. Die feit van die saak is, as ek wil doen wat die Here wil hê ek moet doen, dan moet ek sorg dat ek iets inkry van hom af, sodat ek op daai manier kan dink. Maar nou leef ons in hierdie tyd, waar hierdie goeters, sosiale media, in die vroeër jare was dit die TV en die koerant, deesdae is dit hierdie, amper sê ek blesse ding. Irriteer dit jou ook so, dat as jy iets wil kyk, dan sien jy al ewig advertensies tussenin. Of as jy op die rekenaar iets wil kyk, dan kom daar sulke onvanpaste goeders tussenin deur. En nou moet jy meer tyd spandeer om dit weg te vat, as om net uit te kom by dit wat jy wil uitkom. So die vyand het net 'n nuwe manier gekry om in ons gedagtes in nuwe goeders te plant. En die feit van die saak is, soos ek dink, so is ek. As a man thinketh, so he is. So wat die vyand doen is, in my gees moet hy met my beklei, maar hy kom nie fisies na my toe nie. Hoeveel van julle leef in 'n wêreld waar jy in die dag, en dan kom die duiwel hier, so in jou gesig, dis 'n persoon wat so na jou toe kom en sê, kom ek en jy gaan dobbel. Of hy kom by jou en sê, joh, kan ek jou verlei? Hallo? Dis nie hoe die vyand werk nie, die vyand werk hier binne in jou en my gedagtes. En dink 'n bietjie, ek gaan 'n paar goeters noem wat die vyand binne in jou en my gedagtes doen. Goed soos, jy is nie goed genoeg nie. Hallo? Hy begin vroeg, hy begin as 'n klein is. Het jy gesien? Jou ma het jou geïgnoreer en sy het eerder vir Boeta gegroet. Dit klink dom, maar die vyand weet waar om sy hoekie in te kry. Een van die ongelooflikste goed vir my was, dat ek vis gevang het, om te sien, dat ouens vang met die kleinste hoekie, baie keer die grootste vis. Maar die kleinste hoekie, kom op die beste plek partykeer. En dis hoe die vyand met jou en my werk. Hy gaan jou aanval in jou gedagtes en hy gaan jou aanval in jou hart, want as hy dit kan vergiftig, dan vergiftig hy jou hele denkwyse, jou hele leefwêreld, en dan begin dit veroorsaak dat garbage in, garbage out gebeur. Dan tree ek op in 'n manier wat hom
tevrede stel in steede van die Here. Maar nou is die vraag dan nou vir jou en vir my. Hoe korrigeer ek dit? Wel, daar sal klaar 'n klomp gemors wat die vyand binne in ons gedagtes gesit het. En hier is 'n baie belangrike ding wat ek geleer het van die rekenaar af. Kan julle dit voorvertel? Daar's goed wat hulle noem Trojans, soos 'n Trojaanse perd. Daar's goed wat hulle noem, wat's dit, worms en virusse en al hierdie tipe goeders wat op 'n rekenaar kan wees. Nou wat die ouens doen, wat geïnspireer is deur hulle, ek weet nie wat nie. Hulle kom na jou rekenaar toe op 'n manier, dan kry hulle agterdeur, dan plant hulle 'n tipe van 'n snellertjie. En as jy op iets klik of as jy iets stik, dan sneller daai ding 'n virus op jou rekenaar. Het julle al gehoor van dit? Nou dit's baie hoe die vyand werk. Die vyand plant binne in jou, in my gedagtes en in my hart, plant hy sekere goeders hier in hierdie mynveld van my, en ergens te lê die slag dopie. Dan trap jy op daai landmyn. En dan is daar een groot gemors binne in my gedagtes. En dan verstaan ons nie, ek sal nog sit en iemand sê iets en jy kom agter, maar ek is nou redelik ontstel. Hoe kan jy so iets sê? Hoekom? Want die vyand plant daai ding daar binne in jou gedagtes. En partykeer plant hy dit wanneer ons kinders is, partykeer plant hy dit wanneer ons groot is, partykeer plant hy dit deur sosiale media. Ek dink op hierdie stadium in ons land is baie van ons manne voel redelik frustreerd, want ons weet hoe dit goeders gewerk en hoe werk dit nou nie meer. En dan raak jy onvergenoegd. Julle weet wat's onvergenoegd. Dit beteken jy skeelvol. Jy het nou te veel gehad. Ek is nou nie meer gelukkig. In Afrikaans sê ons jy's nie meer 'n happy chat. At least as die bokke wen, dan voel ons beter. Dan het ons net weer 'n emosionele haai. Maar dit is net tydelik. Maar nou hier is die goeie nuus. Die Here kan kom. En dis hoekom hy sê ons moet die volle wapenrusting aantrek. Nou, hoe trek jy hom aan? Nee, jy hoef nie elke oggend voor die spieël te gaan staan en te sê, okay, nou manifesteer ek. Ek trek nou my bereidheid vir die evangelie van Christus aan my voete. Kom ons kyk gou hierson. Kom ons kyk na hierdie goed. Geregtigheid. Sê vir my, wie is jou en my geregtigheid? Christus Jesus het ons geregtigheid geword. Wie is die waarheid? Jesus, die weg, die waarheid en die lewe. Wie het vir ons verlossing bewerk? Jesus Christus. Kom julle agter, alles is ingesluit in wie Jesus is. Wat sê die woord vir ons? Ons moet ons beklee met Christus, met Jesus. Jy sien, God wil hê ek en jy moet besef dat wanneer ek sy kind is en ek toelaat dat sy gees binne in my woon, dan kan hy my gedagtes vul met sy gedagtes. Elke dag. So, ewe skielik word hierdie mynveld word nou my oorwinningsveld. Word nou oorwinningsgrond. Nou word dit nie meer 'n plek wat ek vrees nie, maar dit begin 'n plek te word waar ek opgewonde raak, want ek dink ek kan nie vyand oorwin. Maak nie saak wat hy vir my sê nie, ek gaan vir hom byt. Want ewe skielik hoef ek hom nie aan te vat nie. As hy teen my kom, hoe moeilik is dit? Christus woon binne in my, so ek kan
hom afweer. Baie belangrik wat ons hier moet sien. Hoe doen ons dit? Die woord sê dat ons hierdie wapen, 'n rusting aantrek, kan ons net weer teruggaan na Efesiërs 6 toe. Hy sê hierso, en neem die helm van verlossing en die swaard van die Gees, en dit is die woord van God. So hy het nou alles gelys. Hoor hierdie woorde. Hoor nou hierso. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. En dan sê hy, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Is jy so verbaas soos ek? So hy sê, hierdie wapenrusting, wat in elk geval alles binne in Christus Jesus is ek besig om aan te trek, terwyl ek besig is om te bid. En die ongelooflike ding is, dat ek bid nie sommer net vir myself nie, maar dat ek bid en dat ek smeek by elke geleentheid en bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir wie? Vir al die heiliges. So, wat vir my so wonderlik is van die Here is, die Here werk so met my en jou lewe, dat my gees, my siel en my liggaam werk saam met mekaar in een. Ek het nie my gees een kant en my siel daai kant en my vlees daarin. As iets gebeur hier binne in my gees, dan affekteer dit my siel en my liggaam. So die oomblik as ek met God kontak maak en ek is besig om te bid en in te tree vir iemand anderste, dan is die Here besig om sommer my gedagtes op vir my te sorteer. So elkeen van ons kan die wapenrusting dra. Dis my net mal, julle onthou, ek het ons gesê oor, ek kan kies of ek wil entry level en of ek wil expert level gaan. Ek weet nie wat se mooi woorde vir hierdie goeie sê. Ek kan besluit, wil ek net die eenvoudige pakket hê van God se Gees, of wil ek die lewe in oorvloed hê? En die lewe in oorvloed ene is een waar ek toelaat dat God se Gees binne in my woon. Onthou nou, ons het nou gepraat oor die Heilige Gees se inwoning in ons lewens. En die feit dat ek moet gedoop word met die Heilige Gees en dat God se Gees binne in my moet opereer. Dit is waaroor dit gaan. As God se Gees binne in my opereer en ek stap 'n pad saam met hom en saam met Christus, dan is hy besig om my te vernuwe. Hy is besig om my nuut te maak. Hy is besig om my gedagtes te hernuwe. En onthou, wat het ons mekaar al gesê, want tevore die woord sê, ons moet ons gedagtes vernuwe. Be changed by the renewing of your mind. Word verander deur jou gedagtes te vernuwe. En al hoe ek my gedagtes kan vernuwe, is as ek God se woord lees, tyd saam met kinders van die Here spandeer en minder praat oor 'n klomp nonsens en oor die regering en oor die wêreld wat uitmekaar uitval. Ons vergiftig baie keer onsself met dit wat ons inneem. In steede van om te verstaan, God wil hê ons moet in oorwinning leef. God wants you to succeed. God wil hê jy moet slaag. God wil hê jy moet wen. God wil hê jy moet in oorvloed leef. Dit is sy hart. Dit is sy hart. Kom ons bid vanmôre. Dan vra ons die Here om ons te lei om te hoor wat sy hart is. En dat ons hom soek. En dis hoekom Jesus self gesê het, soek allereers die koninkryk van God. Soek allereers die koninkryk van God. Die manier wat God dinge doen. Wat beteken ek vergewe ouens. Ek is nie bitter oor dit wat hulle gedoen het in my lewe. Want kom julle agter, dis nog 'n ding. Wat my vergiftig, dis hoe die vyand my vergiftig. Een van die verskriklikste goed vir my natuurlik, en ek moet dit, hiermee wil ek net vinnig klaarmaak, is dat, hoe maklik mense sê, dit is unforgivable.
Kan nie dit vergewe. Kan nie. Sal nie. Wil nie. Gaan nie. Ouens, dis 'n gevaarlike stelling om oor jou lewe uit te spreek. Een van die grootste genesings in jou lewe is wanneer jy vergewe. Wanneer jy vryspreek. Want dan kan die Here jou ook genees. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ek nie myself, net uit myself, uit my menslikheid, kan laat groei. Maar Here, ek kan deur U, kan ek 'n oorwinning hê, omdat U in my leef, omdat die Gees binne in my woon, omdat die Gees my gedagtes bevrug, en omdat U Gees binne in my werk om U naam te verheerlik. Vader, ek wil vra dat U ons kom help, dat U die vyand se mag in ons gedagtes sal verbreek. Here, dat U die snellers van die vyand sal verwyder deur die Gees, en dat U vir ons eerder U Gees binne in ons sal plaas, dat die Gees deur ons kan werk, en dat ons die lewe van Christus in hierdie wêreld met mense kan deel en kan leef. Here, dankie dat ons nie alleen is nie. Dankie dat U ons 'n familie gegee het. Here, dankie dat U vir ons die woord gegee het. Dankie dat U vir ons die geleentheid gee om te bid. Here, dankie dat U vir ons die geleentheid gee om te getuig van die goedheid van die Here en om tot eer van U naam te kan